wanneer ons in Christus is, beweeg ons nie meer met ons eie momentum waar ons die wet probeer gehoorsaam nie. Ons beweeg met die momentum van Christus, want ons is in Christus. So die heiligheid van Christus word my toegereken. Die gehoorsaamheid van Christus word my toegereken. Die geregtigheid van God word die mens toegereken. En terwyl ek daar staan, te dink ek net, die liefde het eers sy definisie kom kry in God en in wat hy vir ons kom doen het. Dat Adam alles kon verloor deur een daad van ongehoorsaamheid, maar dat Jesus Christus ons, die mens, kon kom herstel in die gelykenis van God sonder die mens se goeie werke. Mense, dit is die evangelie. Die evangelie is nie, ek het opgehou rook, ek het opgehou drink, ek het opgehou al die tipe van goeders doen, daarom is ek die geregtigheid van God nie. Die evangelie, die ware evangelie van Jesus Christus, is dat God die mens kom heilig maak het, deur sy sonde weg te neem, en sy gees in hom te kom plaas. En deur die gees van God wat in ons woon, het ons natuurlik, vanuit die krag wat God ons gee, heilige werke, sonder dat jy probeer, maar met God in jou woon. Is dit nie? Dit is so eenvoudig soos dit. Wie jy, as jy 'n ou vat op 'n bike rally, jy hoef hom nie 5 lesse te gee, hoe om van 'n motorfiets te hou nie. Dit is binne in hom. Hy doen dit van self. Jy moet hom probeer leer om dit nie te doen nie. En dan gaan dit nog nie reg kry nie, want daai manier is net binne in hom. Hy kan nie anders nie, dis hoe hy is. Nou, as ons as mense, elkeen van ons funksioneer maar vanuit wat in ons is. Dis hoekom God sê dat Christus moet in jou woon. Dan sal jy funksioneer van wat in jou is. Dit help nie ons kyk na Christus en ons probeer hom namaak nie. Dis die laagste vorm van godsdienst wat daar is om die Bybel te vat, te sien hoe Jesus geleef het en gesê, ek gaan probeer om so te leef. Dis die laagste vorm van godsdienst. Die hoogste vorm van godsdienst is wanneer jy sê, ek maak my lewe oop, Here, kom woon u gees binne in my. En hy kom bly binne in jou. Amen. Amen. Nou, voor ek begin preek, kom ons bid net gou saam. Vader, baie dankie dat ons hier by mekaar kan wees. Dankie Here vir die woord. Dankie Here vir daai wonderlike aanbidding wat ons gehad het, daai pragtige dans wat Helena kon doen onder die krag van die Heilige Gees. Here, dankie dat u deur my praat met u mense wat hier sit vanoggend. So kosbaar en waardevol. Here, die evangelie gaan oor waardebesef, wat ons kan besef hoe waardevol ons is. En nie hoeveel tekortkoming ons het nie, maar hoe volmaak u ons kom maak het in Jesus Christus. Dankie daarvoor, Here. Gees van God, gebruik my kragtig vandag in Jesus naam. Amen. Amen. Mense, ek wil vir jou net sê dat daar is net een evangelie. En mense kan sê, maar jy weet, mense hoor daai selfde woord oor en oor elke Sondag. Ek wil vir jou sê, dit gaan so wees tot in die allerewigheid. Want daar is net een boodskap en dit is Christus in jou. Dit is hoe God die ding begin het. Toe God die mens gemaak het, het hy sy asem van lewe binne die mens ingeblaas en die mens was wie hy was as gevolg van God wat in hom was. Die Here het nie vir die mens net nadat Adam asem gekry het 'n lys van gebooie gegee en gesê, hier's 'n lys van gebooie, gehoorsaam al hierdie gebooie, dan sal jy my kind wees nie. Gehoorsaam al hierdie gebooie, dan sal ek jou seën nie. God het gegaan vanuit die staanspoor het hy gesê, ek verklaar jou as 'n geseënde. En Adam moes glo dat hy reeds gekwalifiseerd is, dat hy reeds 'n geseënde is op grond van wat God verniet vir hom gegee het. En Jesus Christus is genoem, volgens die boek van Hebreërs, die laaste Adam. En hy het die mens kom herstel tot die plek waar ons 'n woord vandag kan verkondig aan die ganse mensdom van sy onskuld. Nie van hoe skuldig hy is voor God nie, maar hoe onskuldig hy is voor God as gevolg van Jesus Christus, wat die wet van aanklag kom verwyder het deur sy gehoorsaamheid en die kruisdood. Dis wonderlik. Is wonderlik om na iemand toe te gaan en vir hom sy onskuld te verklaar. Waar hy die hele tyd voel hy skuldig. Wat jou kwalifiseer is nie jou werke nie, maar Jesus Christus. Dis wat jou kwalifiseer voor God. En ek wil hê jy moet jou hart oopmaak en sê, Here, hierdie evangelie is die waarheid. Dis die enigste evangelie. As dit nie die evangelie is nie, mense, gaan niemand gered word nie. Want nie een van ons hier, as ons dade vat, kwalifiseer nie. Niemand nie. Nou ek sê dit as 'n inleiding,
want ek wil praat oor die nuwe gebod. Die Bybel sê daar's 'n nuwe gebod. En baie van ons sukkel met die nuwe gebod en die nuwe gebod maak ons eintlik moeiliker as wat die ou gebod was. Nou, as ek vir jou moet vra, wat is die nuwe gebod, dan baie mense sal sê, en ek het ook altyd so geglo, dat die nuwe gebod is, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en al jou verstand en jou naaste soos jouself. Mense, dit is nie die nuwe gebod nie. Dit is die samevatting van die wet. Of, as jy gaan lees in Matteus 22, kom ons gaan lees dit gou-gou. Ons gaan so 'n bietjie Bybel lees, anders sê julle, preek jy die Bybel uit nie. Prys die Here. Matteus 22 vers 34. Hy sê, en toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die grootste gebod in die wet? Hoor nou wat vra hy. Die vraag is nie, wat is die nuwe gebod nie. Die vraag is, wat is die grootste gebod in die wet? Want baie keer ons net gedink, nee, want die ou wet was hierdie 10 gebooie, nou is daar 'n nuwe wet, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, en al jou verstand, en al jou krag, en jou naaste soos jouself. Nou broer, daai naaste soos jouself, kyk, die eerste gedeelte kan jy nog dink, maar weet jy, ek gee regtig my hele hart vir die Here. Jy weet, ek dien die Here my hele hart, maar ook jou naaste soos jouself. Dit beteken, as jy 'n huis koop van 2 miljoen rand, dan gaan jy eerder in 'n klein plekkie bly van 500.000 rand en jy gaan vir 3 of 4 ander mense ook blyplek verskaf. Want jy het jou naaste so lief soos jouself. As jy vir jou kar koop, dan koop jy vir jou buurman ook een. As jy gaan uit eet, dan as jy nou nie jou buurman saam mee wil hê by die maaltyd nie, dan boek jy vir hom by 'n ander restaurant en sê jy kan so lank soontoe gaan. Maar jy het jou naaste so lief soos jouself. In alle opsigte, in voorsiening, in hoe jy oor hom praat, in hoe jy oor hom dink. In alles. Het jou naaste lief soos jouself. Ek het agtergekom, ek het nie my naaste so lief soos myself. En jy kan nou maar daar sit met jou voor hom gesig, ek dink nie jy het hom so lief soos jouself. Wie van ons gaan dit reg kry? Mense, ons gaan nie, want daai is nie die nuwe gebod nie. Dit is die grootste gebod, of die moeilikste gebod. Wat daar is, lees weer. Meester, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. En dit is die eerste en groot gebod. Die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou, Deuteronomium, ek gaan kyk, waar is dit, dat ons hom ook sommer lees. Deuteronomium 6 vers 5. Okay, want ons het altyd gedink, dis die Nuwe Testamentiese gebod. Hy sê daar so in vers 5, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Ou Testamentiese gebod. Deuteronomium 6 vers 5. Haal hy dit aan. En ook in Deuteronomium haal hy die ander een aan wat hy sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So dis 'n Ou Testamentiese gebod. Dis nie die Nuwe Testamentiese gebod nie. Die Here het vir ons 'n Nuwe Testamentiese gebod kom gee, wat baie maklik is om te onderhou, waaraan ek vandag aan elkeen van julle wat 'n gelowige is in die goeie nuus van Jesus Christus wil verklaar, dat jy hom wel onderhou. En dat jy nie skuldig staan voor hom. Dan kan jy dink, maar kan daar 'n wet wees waaraan ek gehoorsaam is? Ja. En ek wil vir jou gehoorsaamheid verklaar vanoggend. As ons gaan kyk na Matteus 10 vers 22, dan gaan ons kyk na die ryk jong man. Julle almal ken die storie van die ryk jong man. Die ryk jong man kom by Jesus, hy sê, Jesus, wat moet ek doen om die koninkryk van God te beerwe? Nou die eerste ding is, die vraag is verkeerd. Wat moet ek doen om te erf? Ek meen, hoe doen jy om te erf? Jy moet net deel wees van 'n sekere familie. Jy moet 'n sekere persoon as jou ouer hê. Nou die Joodse gebruik was, die oudste seun erf dit, die tweede een dit, klaar. Of hulle nou van die seun gehou het of nie, dit is nou maar hoe dit gewerk het, dit was die reël, die instelling. So, hoe kan jy vra, wat moet ek doen om te erf? Die vraag was in elk geval verkeerd. Maar Jesus antwoord hom en hy sê vir hom, onderhou die wet. Wat sê die wet? En hy quoteer die wet. En hy sê, nou doen hierdie dinge.
Toe sê hy, maar ek doen dit al vandat ek 'n kind is. Wat kom ek kort? Nou daaruit kan ons 'n paar afleidings maak. Nommer 1, indien jy die wet wat jy dink jy moet onderhou om gered te word, gaan jy nog steeds voel daar's 'n tekort. Hoor wat sê hierdie man? Ek hou die wet, maar ek kom iets kort. Here, ek doen nou wat reg is. Ek steel nie, ek moor nie, ek slaap nie rond nie, ek lieg nie, al daai wette, ek doen al daai wette, ek hou die Sabbatswet, ek doen alles, maar Here, daar's nog steeds 'n leemte binne in my, daar's nog steeds iets wat kort kom. Wat kom kort? Wat kort ek? So ek wil vir jou sê, as jy daai lysie goedjies het, wat jy dink jy moet doen voordat jy gaan welbehaaglik wees voor die Here, as jy nou aan die einde kom, gaan jy nog steeds voel soos jy nou voel. Daar's nie verskil nie. Jy gaan nog steeds voel daar's 'n leemte, jy gaan nog steeds voel daar's 'n tekort. Jy gaan nog steeds voel, maar Here, waar's daai versekerde wete dat ek dit gaan maak as ek sal sterwe? Waar's daai versekerde wete dat ek werklik 'n kind van God is? En dat ek welbehaaglik is in U oë. En Jesus gaan toe en hy sê vir hom daar, gaan en verkoop al jou goed. Gaan en verkoop al jou goed. En gee dit vir die armes. Hy het nie gesê kom gee 10de hier by my bediening nie. Hy het gesê gaan gee dit vir die armes. En dan kom volg jy my. En dan sal jy 'n skat in die hemel hê. So wat was eintlik die antwoord? Die antwoord was eintlik, moenie enigsins jou vertroue sit op wat jy reg gekry het nie. Want dit is wat jou finansies voorspreek. Dit wat ek reg gekry het in hierdie lewe. Moenie jou vertroue sit op wat jy reg kry om te kan sê of jy die koninkryk kan ingaan nie. Los alles wat jy dink jy reg gekry het en vertrou op my en ek sal vir jou die weg maak. Is dit nie wonderlik nie? Dit is die goeie nuus. En daai persoon het hartseer daar weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Nou sê die Bybel daarso, dis baie moeilik vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan, maar daai gedeelte dui nie net op finansiële seëninge nie. Dit dui ook op 'n persoon wat sy vertroue plaas binne in sy eie vermoëns. En dan moet ons onthou, die Jode het geglo dat kom ek sê net eers dit, net na dit toe sê die disippels vir hom, maar Jesus, wie sal dan gered kan word? Want Jesus sê, het is baie moeilik vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Toe sê hulle, maar Jesus, wie sal dan gered kan word? Toe sê hulle, by God, by die mens is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Nou kom ek verduidelik julle net die Hebreëse agtergrond rondom dit. Die Jode volgens Deuteronomium 28 het geglo, dat as jy geseënd is finansiëel, dan is dit die seëning van God op jou lewe as gevolg van God wat die regmerkie op jou lewe gemaak het. Jy het alles reg gedoen volgens die wet, en dan was die teken van dit, omdat jy gehoorsaam is aan die wet, finansiële seën. Gaan lees dit in Deuteronomium 28. As jy vandag luister wat ek jou sê, en al hierdie gebooie onderhou, sal ek jou seën. En dan noem hy al die seëninge daarop. Dan het hulle gesê, as jy geseënd is, beteken dit, God sê, jy is gehoorsaam in my oë en jy doen wat ek jou sê. So in ander woorde, jy is welbehaaglik in my oë. Yes, die seëninge is die bewys van dit. Toe kom Jesus en hy sê, dit is eintlik onmoontlik vir 'n ryk man om in die koninkryk in te gaan. Dit is vir hom baie moeilik. Toe sê die Jode, maar hoe is dit moontlik? Want hy kwalifiseer dan volgens die wet tot die punt dat God hom seën. Nou hoe kan hy dan nou nie ingaan nie? Wie gaan dan ingaan? Toe sê hy, by die mens is dit onmoontlik. By die mens onmoontlik. Al gehoorsaam jy die wet tot die punt dat jy so geseënd is, kwalifiseer jy nog nie. Daar's net een wat jou kwalifiseer, en dis Jesus Christus, en jy kan jouself maar op hom beroep. En sê, Here, uit U genade, kom red U my. Uit U genade staan ek regverdig voor U. Here, uit my eie krag sal ek nooit van hierdie gemors in my lewe kan ontslaa raak nie. Maar dankie Here, dat U Gees in my kom woon, en dat U my 'n nuwe mens gemaak het. Ek ontvang daai nuwe mens. Ek verklaar wat U sê rondom my is die waarheid. Nie wat my situasie sê nie, nie wat my verlede sê nie, nie wat my vrou sê of my man sê, of wat se omstandighede vir my sê nie, nie wat my skooljuffrou of meneer vir my gesê het nie. Ek kan nie volgens dit wandel nie, maar Here, wat U vir my sê, dis die waarheid. Ek onthou my juffrou wat vir my Engels gegee het, en ek kan verstaan hoekom sy so gesê het. Sy het vir my gesê, ou Bertie, in die Engels, jy sal in jou lewe nooit kan Engels praat nie.
En ek kon verstaan ek kon sy so sê, want ek bly heeltyd 'n F kry. Vir fantastic. Jy weet so, dit is, en die Engels was vir my 'n groot probleem. Maar toe die passie van die evangelie in my hart begin brand, en ek sien die ouens vir wie ek moet preek, verstaan net Engels, toe vind ek die genade van God. En toe ek weer kan sien, toe preek ek net in Engels, dat dit vir my inspanning is om in Afrikaans te preek. Maar Afrikaans is my moedertaal. En dit wat daai persoon vanuit daai omstandighede gesê het, Bert, jy sal nooit in jou lewe kan Engels praat nie. Ek verstaan die omstandighede, maar dit bly nie die waarheid nie. Die waarheid is wat God sê rondom jou. En God se woord, die Bybel sê in die Ou Testament het hy gepraat op baie wyse, maar vandag praat hy deur sy seun. Met ander woorde, wat hy kom wys deur Christus aan die kruis is, hy verklaar aan die kruis, jy's onskuldig. Hy verklaar in die opstanding, jy's geregverdig deur sy bloed. Dis wat hy kom verklaar vanoggend oor jou gelowige. Dis wat hy verklaar oor jou. En dit is die enigste woord van God omtrent jou lewe. So jy kan ophou skuldig voel. Jy kan ophou voel jy's 'n mislukking. Jy kan ophou voel ek gaan dit nie maak nie. Jy kan ophou om daai lysie wat jy self gemaak het of wat 'n ander ou gemaak het en in jou hand gestop het te probeer doen sodat jy kan beter voel oor jouself. Jy hoef nie 20 mense te impress nie. Ek sê vir my seun, hy gaan op 'n kamp. Ek sê vir hom, jou seun, een van die grootste dinge wat ons in die lewe kan leer is, dit maak nie saak wat 'n ander ou dink nie. Want wat gebeur in hierdie wêreld is, ons probeer mense impress wat ons nie ken nie, met geld wat ons nie het nie. Ek kan nie. Ons probeer mense impress wat ons nie ken nie, met geld wat ons nie het nie. Ou hoef nie dit te doen nie. Want op die ouend van die dag weet die ou nie eers wat jy gedoen het om die ander ou te impress nie. Hy neem nie eers waar nie. En meeste van die mense wil wees soos die ou wat nie worry wat die ander ou dink nie. Dis presies hoe dit is. En mense, ek wil vir jou sê dat die Here het vir ons het gekom en hy is ons enigste verwysing na wie ons werklik is. As jy kyk na die opgestane Jesus Christus, dan kyk jy na God in menslike vlees, die verteenwoordiger van die mensdom, en elkeen wat glo, het die Heilige Gees ontvang. As jy die Heilige Gees ontvang het, dan het jy die Gees van God in menslike vlees, en die volheid van die Godheid is woonagtig in jou. En wanneer jy kyk na die opgestane Christus, sien jy in jouself die weerkaatsing van wie hy is. As jy kom staan voor God, dan kom jy met die lam van God wat geslag is vir jou, as jou goeie daad. So as jy goeie dade voor God wil bring die goeie daad van Jesus Christus voor hom. Dan sê jy, kyk my daad, die lam, die perfeksie van die lam. God ondersoek die lam, hy ondersoek nie die man nie. Daar's van julle wat miskien nie gehoor het, jy het al 'n paar keer gepreek in die kerk, ek wil net weer sê, wanneer 'n priester gegaan het, en hy het 'n lammetjie, wanneer 'n persoon gesondig het, in die Ou Testament, dan moes hy 'n lammetjie bring. Wanneer hy 'n lammetjie bring, dan moes die lammetjie vlekkeloos wees. Want dit het gedui op Jesus Christus wat sondeloos was. Dan was daar was hande gelê op die lam, wat gepraat het van die oordrag van sondes, die oordrag van die sonde van die man op die lam. Jesus, hulle het hulle hande aan Jesus geslaan, toe wil hom slaan, toe word die sonde van die mensdom oorgedra op ons lam, Jesus Christus. Die lammetjie, die priester die lammetjie ondersoek, hy het nie die man ondersoek nie, hy het geweet die man het sonde. God ondersoek jou nie, want hy weet, in jou eie vermoë is jy sondaar. Ek meen so goed, jy gaan na die see toe, jy gaan staan op die strand en jy gaan soek of daar sand is, elke dag. Man, jy weet mos daar sand, jy hoef nie te gaan soek nie. Dis hoekom ek voel, die Here hoef ons nie te toets nie, want hy weet klaar wat's binne in jou. Is dit nie? Ek toets nie elke oggend of die ketel die water kan warm maak. Ek weet hy kan. En dieselfde, omdat ek weet wat in die ding is, omdat ek weet wat dit is, selfs met God, omdat hy weet wie hy is, hoef vir jou nie deur swaar tye te sit om jou te toets nie.
Hierdie wêreld is vol genoeg van swaar tye. God hoef nie nog ook by te kom las nie. Hy is hier om jou te help wanneer daar 'n swaar tyd is, wat oor jou kom as gevolg van mense en normale omstandighede. Kom staan hy jou by. Amen. God, die lammetjie kom daar, die hande word omgelê, die lammetjie word ondersoek, nie die man nie, die lam word geslag, die man stap weg, vry. Is dit nie fenomenaal nie? Die lam, Jesus Christus was geslag en ons stap vry weg. En wanneer ons sou sê, maar, ek is nog steeds 'n sondaar, ek is nog steeds 'n sleg, ek is nog steeds 'n dit, ek is nog steeds 'n dat, dan wandel ons either in onkunde rondom die krag van die bloed van die lam, want ons is verkeerd geleer, of ons weerstaan die offer. En ek gaan nie die offer weerstaan nie, want met watter offer gaan ek dan kom? Want daar is net een offer. En dit was 2000 jaar terug, dis die enigste offer wat my heilig. So ek wil vir jou sê, wanneer dit kom by die nuwe gebod, help dit nie ons re-implementeer die ou gebod nie. Die ou gebod se doel, die mense die wet se doel, was om die sonde in jou wakker te maak. Nou kan jy sê, maar hoe kan dit wees, die wet is dan heilig? Die wet is heilig. Hy wat deur die wet tot God wil gaan, die sonde word in hom wakker gemaak. Dink nou vir jouself, sê nou vir jouself, ek gaan nou nie weer vloek hierdie weekie. Dan kyk jy of jy dit reg kry. Of ek gaan nou nie weer skinder nie. Ek gaan nie sleg dink van enige iemand nie. Ek was nou hier by die diens, ek voel so goed oor myself, ek gaan dit nou reg kry, ek het 'n nuwe weeksvoorneme. En Woensdag het ons immer selgroep, so ek behoort krag te kry tot Sondag. Weet wat, jy gaan dit nie maak nie, broer. Jy gaan agterkom, hierdie week dink jy net sleg van mense. Want jy het mos nou besluit, jy gaan nie sleg dink van mense nie.